Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Met die jagseisoen wat goed op dreef is, het Dr. David Hyams hierdie week met ons oor bosluiskoors en hoe om jouself in die bosveld te beskerm gesels. Reine van den Berg en Martin Herbst van Stretching SA het vir ons gewys hoe strekterapie kan help om stywe spiere en seer gewrigte weer aan die gang te kry. Ons het ook kennis met die 13-jarige rekordhengelaar Zandrey de Beer gemaak. Leon Kluge het van sy bekroonde uitstalling by die RHS Chelsea Blommeskou vertel en Dassie en Robbie Wessels het by ons kom kuier met hulle nuwe kuierliedjie Koop vir jou 'n bakkie. Dis besig in die Bosveld weens die huidige jagseisoen terwyl mense die buitelewe behoorlik geniet. Maar saam met die vars lug en die kampvuur kom daar ongelukkig ook 'n paar ongenooide gaste, naamlik bosluise. Maak gerus seker dat jy jou kouse tot by jou knieë optrek. Ons het hierdie week met Dr. David Hyams oor bosluiskoors gesels. Goed, nou kom ons begin letterlik seker maar by die begin. Wie loop die grootste risiko om met hierdie siekte of toestand gediagnoseer te word? Ja, dis interessant. Ek meen ons is amper op die tyd van die volgende wêreldsokkerbeker. Ja. Toe ons hom gehou het in 2010, die interessante ding was die siekte wat die meeste toeriste huis toe mee gegaan het, was bosluisbytkoors uit Suid-Afrika uit. En dit was maar basies net almal wat nou op safaris gegaan het na die sokker. So enige iemand wat wel in die bos loop, jy weet, of op 'n staptoer gaan of gaan jag, jy weet, dit is maar die risikobevolking, jy weet, en interessant, die bosluise soek jou uit, die tipe wat nou bosluisbytkoors, jy weet, veroorsaak. So enigiemand wat regtig nou op 'n plaas lewe of in die bos gaan stap, het altyd 'n risiko. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hoe 'n bosluis hierdie siekte presies oordra. Okay, so die bosluis dra 'n bakterie met die naam van Rickettsia. Afrika is die een spesifieke een wat ons in Suid-Afrika kry. En obviously as jy jou byt, dan dra hy daai bakterie oor en dit tas jou binnewand van jou bloedvaatjies aan en so kry jy die siekte. So dit is maar min of meer hoe dit werk en hy moet omtrent ten minste 24 na 48 uur op jou lyf wees om dan daai siekte te kan opdoen. So dis nie alle bosluise wat spesifiek bosluisbytkoors sal veroorsaak, maar die een wat ons in Suid-Afrika spesifiek het, dis die M-blyope se tipe van, dis die bonpoot bosluis, jy weet, wat nou obviously daai siekte kan oordra. En hoe lyk 'n tipiese bosluisbyt? Waarvoor moet 'n mens op die uitkyk wees? Hy het 'n baie kenmerkende, jy weet, beeld. Dit is baie keer, ons praat altyd van 'n swart roofie, wat ons 'n esgaar noem. So dis 'n redelike kenmerkende, jy weet, byt wat 'n mens sal kry van 'n bosluis en dan het hy 'n redelike rooi opgehewe warm rand om dit en dan begin al jou ander sistemiese siekte, jy weet, simptome ook bykom, maar die bytplek is baie kenmerkend. Kom ons gesels 'n bietjie oor die simptome, want ek dink soms kan 'n mens nogal verward wees en dink dit is dalk griep of 'n ander soort virus. Dit is maar 'n non-spesifieke simptome. Obviously die bytplek is maar die belangrikste ding om te identifiseer en dit kan 'n bytplek wees of dit kan 2 of 3 wees. En wanneer is dan tyd om die dokter te besoek? Altyd. Nee, ek spot sommer net, ek dink die groot ding gaan oor, soos jy hoor, dit is, jy weet, baie non-spesifieke simptome. Mense wat obviously gaan jag in ander areas, jy weet, baie keer is dit nie, dit is in malaria areas, dit is dalk buite ons grense, so daar kan baie ander siektes presenteer op so 'n manier, wat nie noodwendig bosluisbytkoors is. So ek dink is altyd goed om net uit te sluit, jy weet, is daar dalk 'n ander ding soos malaria of ander siekte wat dalk baie soortgelyk kan presenteer ook. Dan het ek ook al baie keer gehoor dat mense wonder of bosluiskoors werklik so gevaarlik is of dalk lewensbedreigend is indien dit nie betyds behandel word nie. Daar is gevalle waar obviously dit baie ernstige, jy weet, simptome kan gee en dit kan jou brein aantas, dit kan jou hart aantas, kan lewer, niere aantas, maar dis regtig baie seldsaam. Meeste van die tyd is dit laat jou baie sleg voel vir 'n goeie paar dae, maar dis nie 'n lewensgevaarlike siekte oor die algemeen. Hoe werk die diagnose? Is bloedtoetse altyd nodig? Nie altyd nie. Ek dink jou kliniese beeld is baie meer belangrik. Jy weet, omdat die bytplekkies so kenmerkend is, kan 'n mens baie keer
dit, jy weet diagnoseer net op dit in die kliniese voorkoms. Jy weet daar is baie ander bosluis siektes ook wat jy weet as mense nou begin bloedtoetsies doen of biopsies doen van die roofveen goed, kan mense dit bevestig, maar meeste van die tyd jy weet is eintlik 'n kliniese diagnose voldoende. En wat behels die behandeling dan nou en hoe lank neem die herstelproses? Die behandeling is jy weet daar is maar jou een antibiotikum, jou doxycycline is maar by verre die mees effektiefste. Soos enige antibiotika moet 'n mens altyd so 48 na 72 uur kans gee, jy weet voordat jy nou regtig die effek daarvan kry. En 'n mens moet hom altyd vir 'n goeie ten minste 7 dae gebruik. Obviously daar is maar sekere mense wat nie doxycycline kan gebruik nie en dis baie keer kinders onder 8 jaar oud en dan natuurlik swanger vrouens. So daar moet ons maar ander planne maak met ander antibiotika en goed wat jy weet hulle kan gebruik. Goed, nou daar is soveel boererate oor hoe om 'n bosluis dan nou te verwyder. Maar ek dink is belangrik dat dalk net vir ons verduidelik wat is die beste manier of die regte manier om dit te doen. As mense nou gaan kyk na wat beveel hulle aan, jy weet en dit is maar 'n baie fyn tandpinset of in Engels 'n fine-toothed forceps wat 'n mens kan gebruik en dan moet 'n mens hom letterlik so na in die vel tussen die vel en die bosluis, jy weet, gaan plaas, nie op die lyf van die bosluis, want as jy die lyf van die bosluis gaan stikkend of jy weet druk, dan het baie van sy maaginhoud ook in die wond ingekom en dan het jy kans om seker te raak. So dis letterlik op die kopgedeelte waar 'n mens dan daai fyn tandpinset, jy weet onder die bosluis, tussen die vel en die bosluis, jy weet sit. En dan moet 'n mens hom, jy weet, redelik stewig en stadig optrek. As 'n mens hom draai of iets, het jy altyd 'n kans dat daai bytbly, jy weet, sy deel van sy kop gaan afkom en dan in die wond bly. So dis maar net 'n stadige, jy weet, optrek met 'n pinset, jy weet, dis bly maar jou beste en dan moet jy na die tyd dit net was met seep en water en dan natuurlik 'n bietjie alkohol, jy weet, ontsmetting kan 'n mens opsit dan en 'n bietjie antibakteriële room en sulke goed, maar die verwydering is baie belangrik en 'n mens as jy hom eers verwyder het, moet jy ook nou nie squash soos hulle sê, want weer eens daai goed, jy weet, wat in die bosluis se pens is nie altyd die veiligste goed, ja. Goed, watter praktiese stappe kan jagters, kampers en ook mense wat tyd in die veld deurbring doen om hulle self dan nou doeltreffend te beskerm? Jy weet, die goed wat ons gewoonlik gebruik om muskiete af te weer, dit is maar die belangrikste, jy weet, om wel aan te wend en nie net een keer, 'n mens moet maar 'n bietjie in die oggend, middag en die vroeg aand aanwend, jy weet, afhangende van hoe lank jy in die bos gaan loop. Jy moet altyd, soos jy nou gesê het, lang kouse dra, jy weet, lang moue dra, vir alles 'n ou redelik in die bos gaan loop, soos ek sê, hierdie bosluise soek jou, dis nie dat hulle nou rustig sit en wag, dalk kom iemand verby, jy weet, hulle is maar redelik aktief in hulle gedrag, jy weet, om vinnig op jou te spring. Ja. So ek dink as 'n ou regtig lank in die bos gaan loop, as 'n mens dan wel, jy weet, jou klere ook en die permethrin kan week, dan is dit ook maar 'n redelike afweermetode, ja. Ons hoop jy is gereed vir 'n paar strekoefeninge. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Wanneer laas het jy aan jou tone geraak? Dalk loop jy al 'n rukkie met 'n stywe nek wat net nie beter wil word nie. Wel, ons het hierdie week met die uitvoerende hoof van Stretching SA, Rehabilitasie en Soepelheidskliniek, Reine van den Berg, asook die strekterapeut Martin Herbst oor die unieke tegniek wat hulle gebruik om die liggaam weer aan die gang te kry, gesels. Hulle het ons ook gewys wat dit prakties behels. Manne, hartlike goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre Pieter. Baie dankie, goeiemôre. Ja, dis nou baie lekker om julle hier te hê en ek wil baie vinnig gesels want ek kan nie wag om te sien wie hier op die bank gaan lê en 'n bietjie gerekke gestrek gaan word nie, maar julle doen sogenaamde active isolated stretching. Wat presies is dit? Pieter, dalk meer in Afrikaans, aktiewe geïsoleerde strekterapie is 'n gespesialiseerde tegniek wat ons gebruik. Wat ons gebruik en inkorporeer in protokolle wat ons doen en dit is uitstekend vir kroniese pyn, akute en kroniese pyn, soepelheidsprobleme en styfheid.
En wanneer het die ou die meeste daai probleme? As jy sportbeserings het of as dit die ouderdom, hoe kom daai probleme eintlik ter sprake? Ter sprake. Want Pieter, ons sê altyd beserings kom uit 3 poele uit of uit 3 plekke uit. Genetika, met ander woorde pa het gesit met 'n rugprobleem of met 'n heupprobleem, nou sit ek met dieselfde probleem. En dan die tweede plek waar ons beserings of probleme, struktuurprobleme uittrek is patologie of dan nou geskiedenisbeserings. Met ander woorde, ek het in sport seer gekry of ek het van die trap afgeval en ek het my knie seer gemaak. Dit is die ideale kandidaat ook vir ons tipe werk. En dan ook ergonomika, die manier hoe ons sit agter 'n kantoorlesenaar vir verlengde periodes van tyd, die gebruik van die muis, dan sit ou baie keer met skouer en nekprobleme. So dit is ons 3, ja, klein goedjies. Ja. Martin, en wat sê jy weet, wat is die voordele sodra mense nou met hierdie tipe van ding begin? Wel, ek dink mens kan begin voel hoe dit is as jy nou lewe sonder pyn. Ek dink dit is die grootste voordeel want mens begin baie beter voel. Gewoonlik ook as jy nou 'n werk het, 'n baie stresvolle werk, dan jy tens baie op. So ek dink as jy dan hierdie gebruik, dan kan jy eintlik voel hoe om bietjie relaxed te wees. Daai stres kan bietjie uitkom, ja. Nou ja, terwyl een van julle nou gaan lê, ek weet nie wie gaan die rek en die strek doen. Kom ons gesels 'n bietjie verder. Ek weet nie, Reino, gaan jy vir hom 'n bietjie rek en strek, sodat ons net in praktyk kan sien wat dit is, want ek dink baie mense dink ek moet eers beseer wees of ek moet eers die simptome hê om dit te kan doen, maar baie mense doen dit net normaalweg om net daai soepelheid te behou. Natuurlik. Ja, Pieter, ek dink die belangrikste aspek is voorkoming. Of voorsorg is beter as nasorg, nee. So dit is baie belangrik. So nie net vir pasiënte nie, maar ook ek sê altyd vir my mense wat kom, as jou spiere gestrek is en jou gewriggies is mooi oop, dan is jou kans om seer te kry geminimaliseer en so AIS is uitstekend vir voorkoming ook. Nou kom wys vir ons, Martin, gaan jy lê? Martin kan lê. Hy gaan vir 'n slag lê, gewoonlik deel hy ook mos maar 'n bietjie die pak sla uit as het ware. Maar dit is nou vir my baie interessant en hoe lank is so 'n sessie gewoonlik? Konsultasie assessering, as die pasiënt kom in en dan assessering kyk ons wat presies fout is. Hy is 45 minute. En dan alle opvolgsessies is 30 minute, Pieter. Daar sê jy sien, daar lekker lê die man nou op die naad van sy rug. Jy word hier vasgebind om seker te maak jy lê seker nou maar stil. En ou moet hierdie ding ook lekker verstaan, want ek dink as 'n ou dit verkeerd doen, dan het jy ook moeilikheid, want dan kan jy besering optel. Absoluut. Okay, so waar sal ou tipies begin? Martin, sal jy nou maar sê jy het 'n pyn hier in die kuit of wat is die probleem? Daar sê Pieter, om dalk net AIS te verduidelik oor wat of hoe AIS werk of die geïsoleerde strekke werk, is op 3 beginsels. Resipikale inhibisie, vir al die mediese mense wat dalk kyk. Dit is wanneer, ek gaan sommer demonstreer terwyl ek gesels. Daar sê, dis hoekom julle hier is. Daar sê. So wat gebeur is, wanneer hy geïsoleer is en ek doen byvoorbeeld nou laterale fleksie, ek flex bietjie die rug, ek strek om daai kant. Resipikale inhibisie wat beginsel nommer 1 is ons het gelyktydig gestrek. Met ander woorde, wanneer ek hierdie kant strek, dan sluit die senuweestelsel af by wyse van spreuke om 'n verlenging in die spier te kry. Hierdie kant kontrakteer die spier, met ander woorde die senuweestelsel skakel aan by wyse van spreuke. So ons het gelyktydig in een beweging het ons 'n strek, het ons 'n versterking en het ons 'n stabilisering van die gewrig wat plaasvind, wat ons alles in een beweging kry. En dan die tweede beginseltjie, ons isoleer. As ons nie isoleer nie, Pieter, dan tap ons maar 40% in die liggaam se kapasiteit in om gestrek te word. Maar wanneer ons isoleer, dan tap ons tot 97% in die liggaam se kapasiteit in om gestrek te word, wat van dit 'n terapie maak. En ek is trots om te sê dat ons is die enigste modaliteit wat die isolasie toepas in Suid-Afrika. Martin, wat het so geknak? Was dit nou 'n wêreld of het Ek probeer nog self uitfigure. Daar sê, wat ons een kant doen, ons ander kant. Ja. En dan ons glo, ons derde beginseltjie, ons hou 'n strek net vir 2 sekondes.
Want as jy 'n strek vir langer as 2 sekondes hou, dis die wetenskap agter wat ons doen, dan neem bloed en sirkulasie in die segment wat jy wil rehabiliteer, waar die patologie lê, of die besering lê, of die probleem lê, Ja. of die styfheid lê, dan neem bloed en sirkulasie af. En dan begin dooie selle vorm. So ons wil nie langer as 2 sekondes strek nie. Daai was 'n 3 sekonde, maar jou mooi uit, maar nee, ek maak net 'n grapie. Hoorie sommer, daar moet tog 'n dryfveer ook wees dat jy 'n suksesstorie of twee het wat vir julle die hele tyd motiveer, wat jy kan sê julle het regtig die veranderinge goeders ook gesien? Ja, Pieter, ek dink wat my bly motiveer om hierdie te bly doen is die blywende verandering wat dit teweegbring in pasiënte of mense wat net inkom vir soepelheid. Ja. Want akute en kroniese pyn is so groot aspek in ons lewens en as ons 'n blywende oplossing op die tafel kan sit. Ek sê altyd hoe skil mense ui, laagie vir laagie, Yep. nê. So om 'n blywende verandering in 'n struktuur te Ja. kry en 'n blywende oplossing, nê, om eerder die oorsaak te behandel as die simptoom. Dit is waarvan ons modaliteit uitstekend is. Rene, maar dit klink vir my vir jou en jou pasiënt, dit is vir beide maar 'n lekker stretching workout as dit ware. Ja, dit is tog. Jy werk hard. Ja, die voordeel is 'n ou gebruik baie die Engels sê leverage, nê. Ja. Baie ek lê lekker in die strekken en Jonna, ja, my vriend. daar's hy. En wat wonderlik is as die hoek so klein bietjie kleiner maak, Nou moet jy vashou, nou moet jy klou, nou moet jy hou. daar's hy. Dan kom ons so bietjie dieper in die glutspier in. En dis natuurlik uitstekend vir rugprobleme. Dink 'n kinetiese ketting waarmee ons baie sukkel is jy het nou gepraat van die stywe hamstrings, die Hampiese spiere. En dis een van die groot te raak. Daar's hy. Die byndraende faktore van rugprobleme. As ek nie daai soepelheid byvoorbeeld in die Hampiesspiere het nie, wat ek nou gaan strek. Kyk nou net hoe word dit gedoen. Alle krag by ons. Ek is so bly ek is nie die ou wat daar hoef te lê. Dan word baie natuurlik uit die rug uit vereis, nê, as jy Hampiesspiere nie doen wat hulle moet nie. Net so ook ter afsluiting, julle is die enigste maatskappy wat ook amptelik geregistreer is by Stretching USA of geaffilieer is by hulle. Ja. Wat beteken dit? Pieter, ons het ons kursus, ons het dit in Amerika gaan haal. Dit kom van Sarasota, Florida in die States af. 'n oom met die naam van Aaron L. Metz. Hy het die laaste 50 jaar het hy dit ontwerp. En ons het dit van Sarasota, Florida afgebring. Beautiful. Nou ja, Vanaf toe. 2005 af. Vir meer inligting, waar kan mense kom aanklop, gaan inloer? Ek dink hulle kan ons webtuiste besoek, Pieter, by www.stretchingsa.co.za of hulle kan vir my persoonlike e-pos stuur by reino@stretchingsa.co.za en dan op ons webtuiste is ook ons selnommers en ons terapeute Lekker. met hulle kontakbesonderhede daarop. Nou ja, toe, jy kan maar aangaan want lyk vir my die res van ons spiere is daarom redelik opgewarm vir nou. Ek wil net wys ek kan my tone raak as ek my voete net opbring na vorentoe. Bly ingeskakel, ons loer net hierna by 'n jong hengelaar in wat 'n 180 kg bronshaai aangevat het en gewen het. Nou vergeet van daardie stories van die groote wat weggekom het. Vandag gesels ons oor die groote wat nie weggekom het nie. Zandrey de Beer is slegs 13 jaar oud, maar hy het 'n 180 kg bronshaai uitgetrek en daarmee die Suid-Afrikaanse rekord verbeter. Zandrey en sy pa, 'n gesoute protea hengelaar, Zander, het aangesluit om alles te vertel. Ek wil daarom net eers by die jongman hoor, Zandrey, dit moes seker 'n groot verrassing gewees het toe jy die knievel uitgetrek het. Ja, dit was ons verrassing. En pa, vertel vir ons, moes jy hand bysit of het die jongman die ou knievel op sy eie gehanteer? Nee, kyk, as hy hengel, dan is hy baie kompeterend en ek mag nie raak aan enigiets van sy visgereedskap of aas of enigiets nie. Jy gaan voort? Nee, ja, as hy die mannetjie vis vang, dan mag ek nie raak aan enigiets van sy goed nie. En veral as jy 'n rekord wil eis, dan mag hy geen bystand hê nie. Hy mag geen ons noem dit maar assistance hê nie. So hy het alles op sy eie gedoen van die begin tot die einde. Die enigste plek waar ek gehelp het is toe die haai baie naby kom, toe ek die haai in die stert gegryp en uitgetrek op die sand. Zandrey, het jy geweet dis 'n grootte toe jy hom eers gehaak het?
Oom, aan die begin, toe het ek eers gedog, soos, dis 'n jonger vis, oom. Ek het hom rustig gespook, en hy was nie so sterk aan die begin nie, oom, was soos, ek weet, dit was net asof iets geswitch het, toe begin hy verskriklik hard te beklei. Toe weet ek, ja, dis die klein oom. Ja. En wat het julle aan die hak gehad? Wat was aan die hoek? Oh, dis 'n geheim. Beloof jy kan ons nie eers 'n klein wenkie gee nie. Nee, soms dan, kyk, een van die bronshaie se stapelvoedsel is sandhaie. So ons het vroeër die dag 'n jonger sandhaai gevang wat ons toe opgesny het vir aas. So ja, hy het 'n gedeelte van 'n sandhaai gebruik as aas. Ek sou aanneem omdat jy 'n Protea hengelaar is dit seker 'n natuurlike ding dat jou seun begin visvang het. Hoe vroeg het hy begin visvang en is dit hoe dinge gebeur het? Ja, nee, verseker. Hy was nog in die doeke toe ek al klaar begin visstokke koop, of kom ons sê nog in die maag gewees het ek begin visstokke koop. En onmiddellik toe hy daai voetjies van hom kon beweeg, toe hy saam met my teen die see. En ja, ek dink dis maar hoe sy passie ontwikkel het. Ek dis die sout in die are en ja, hy's van net elke sekonde wanneer ek in die see was toe hy jonk was hy saam met my. Zandrey, wat het jou aangetrek van visvang? Wat is vir jou lekker daarvan? Oom, soos, dis altyd vir my die visie, net soos die avontuur, is soos altyd lekker om net teen die see te wees, oom. Soos al vang jy niks, is nog steeds vir my lekker, oom. Net om by die see te wees. En daar's natuurlik 'n rustigheid daarmee en die feit dat julle dit saam kan deel tussen pa en seun, dis nog 'n wonderlike deel daarvan, nie waar nie? Ja, dis baie lekker. Ja, ons is altyd besig om iets te beplan, waartoe gaan ons volgende, waartoe kamp ons die naweek, hoe lyk die weer, waar gaan ons visvang? Ja, so dit is 'n ongelooflike manier om familietyd saam te spandeer. Zander, as ons nou praat oor die beplanning, hoe lank voor die tyd beplan mens en gaan jy waar jy weet daar is vis of gaan jy soms waar jy geen idee het wat aangaan en jy gaan nou maar net vir die avontuur en sien wat gebeur? Dis 'n bietjie van 'n kombinasie van dinge. Dit is een van twee maniere of drie maniere. Eerstens, as jy weet die vis byt op 'n sekere plek, dan natuurlik gaan jy mos nou op daai area hengel en vir daai spesifieke spesies. Dan die ander manier of die ander benadering is dit ons kyk na die weer en ons het net môre of oormôre om vis te vang en dan beplan ons weer volgens daai dag en daai weer en daai omstandighede van die kondisies op daai dag waar en wat ons gaan vang. Anderste hoe ons dit benader is ons wil graag 'n sekere spesies teiken of 'n sekere area gaan hengel. En dan wag ons vir die ideale weeromstandighede om daai spesies te gaan vang of om in daai area te hengel. Want elke vis is nie dieselfde nie, elke area is nie dieselfde nie, verskillende kondisies het verskillende verskillende uitwerkings. Jy noem verskoon my. Jy noem 'n baie interessante ding dat jy gesels oor die weer. Vertel vir ons wat is ideale weer en verander dit vir verskillende spesies wat jy wil vang? Ja, absoluut. Elke vis het basies sy ideale weer. So as jy 'n bronshaai wil gaan vang, soos wat Zandrey nou gedoen het, normale omstandighede sal jy sê nou maar suidooste windrigting hê vir so 2 dae en dan die eerste dag suidweste wind op die swaai van die wind en die swel is lekker plat want jy wil diep inkom en ook as die water die swel plat is, dan sal die haie nader kom aan die kus en hulle is makliker binne in jou bereik. Iets soos 'n kabeljou sal jy nou weer 'n bietjie meer onstuimige water soek, bietjie meer water, ons praat van branders wat rol en so dan sal die tweede of die derde dag suidoos ideaal wees. So ja, nee, en dan so kan die lys aangaan en aangaan vir elke liewe spesies wat jy wil teiken, het sy gunstelinge omstandighede. Zandrey, ek sou nou aanneem dat verskoon my weer eens dat dit so lekker was om hierdie groot ou uit te trek, maar wat is nou volgende op die lys? Wat sal jy volgende wil vang? Oom, ek wil graag 'n dakbul vang, dis 'n tipe van pylstert, oom. Ek het baie lank lank een gevang. Ek dink sy's 3 jaar terug en hy was maar baie klein, oom, so ek wil graag so 'n vang, oom. En ek wil dan ook net vir jou vra, is jy nou 'n hero by die skool nou dat jy 'n SA rekord agter jou naam het? Weet jy, oom. Jy maak hom nou skaam. Hy is wel beskryf. Lieflik. Zander, as mens kyk na wat jy alles bereik het met jou nasionale kleure, hoe kry mens dit reg en hoe kwalifiseer mens om 'n Protea hengelaar te word? Verduidelik dit vir ons asseblief.
Ja, ek dink die episode is lank genoeg nie, maar dit is 'n jare om dit in kort te maak, dit is 'n jarelange prosedure. Jy moet eers natuurlik by 'n klub affilieer wat by SASA en SASAC geaffilieer is en daarna dan word jy gekies vir 'n provinsiale span. Daar's basies 3 vlakke waardeur jy moet gaan: ontwikkeling en dan 'n B nasionale kampioenskappe en dan in die A nasionale kampioenskappe. En dan werk op 'n ranking stelsel wat 'n bietjie breedvoerig is om hierso te bespreek, maar op 'n 3 jaar ranking stelsel word jy verkies. Eers word jy verkies na 'n presidentspan en van daar af, dit is basies soos jou Protea tweede span of 'n B-span of so. En dan daarna, as jy vir die presidentspan gevis het, dan mag jy eers in aanmerking kom vir 'n Protea span. So dit klink baie keer, ja, dis net 3 jaar, maar baie keer vat dit 3 jaar net om in 'n provinsiale span te kom en dan van daar af het jy nou 2 goeie nasionale kampioenskappe en 1 swak ene en dan val die ranking en jy's uit aanmerking uit. So dan begin jy 3 jaar proses van voor. So dit is 'n taamlike lang prosedure om daar te kom. So daarom is dit 'n eer om in 'n span te hengel. Dit is nie eenvoudig nie. Natuurlik ja. Sandra, ek sou aanneem dis op jou lysie dat jy graag eendag nasionale klere ook soos jou pa wil hê? Ja, dis definitief op my lysie. En laastens voor ons tot sien sê vanoggend, vertel vir ons, as jy nou advies het vir jongmans soos jy, wat nou nog nie begin visvang het nie, jong Sandra, wat sal jy vir hulle sê? Wat sal jou advies wees? Ek dink soos as dit kom by visvang, soos jy moet liewer fokus op die vis, soos visvang is eintlik 'n ding in die kop, om soos jy moet nie begin oordink, ek weet nie hoekom nie, maar soos as jy oordink by die see, dis soos die vis gaan net nie byt nie, want dit soos die vis kan baie erg byt en as jy kop reg sê, vang jy byt nie, so fokus net op die een vis en dan van daar af fokus net op die volgende vis. Dit klink eenvoudig, maar dis regtig nodig om. Ek het al daaruit geleer om. Uitstekend. Baie dankie, waardeer dit regtig. Van visvang tot 'n blommeskou. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Die tuinboukundige Leon Kluge en sy span het onlangs beide 'n goue medalje en die gesogte Best Exhibit in the Great Pavilion toekenning by die wêreldberoemde RHS Chelsea Blommeskou in Londen gewen. Vanjaar se uitstalling, getiteld Life After Fire, is geïnspireer deur die veldbrande wat dele van die Kaap getref het, en dit wys die merkwaardige veerkragtigheid en herstel van Suid-Afrika se unieke fynbos-ekostelsel. Die man agter die bekroonde uitstalling, Leon Kluge, het hierdie week by ons aangesluit. Welcome to Goeiemorgen, good morning. Good morning. Thank you so much for having me. First, we have to say a huge congratulations on another incredible achievement. What was going through your mind when you found out South Africa had won gold and best exhibit in the Great Pavilion? Well, you never know what you're going to get, and there's so many different gardens there and displays. There's 600 of them. So to get a gold is a big honor, and we were elated by it. That's all we were hoping for and working towards. And then later in the morning, because you don't get Best on Show immediately, late in the morning, they kind of trick you. They kind of pretend to have a little interview with you, and then suddenly they come up from behind and then award you with the Best on Show. So that was spectacular, to be honest, and such a great honor. So for the last 3 exhibits we did, we twice won Best on Show. So we're very happy. So are we. You like the Springboks of the Chelsea Flower Show? Yeah, just with groenvingers. Groenvingers, nie groentreie nie. You've won numerous awards at the Chelsea Flower Show over the years, like you mentioned. Does this one feel different to you in any way? Well, what it does for us is it really cements South Africa there on the world stage when it comes to horticulture, and it really should be like that, because we've provided the world with most of the beautiful plants that you can see in nurseries or in florists. So many of it come from South Africa. So it's just right that we are right there on top of the world stage at the Olympics of the flower world. And to have it twice, it's not just the design and us as a team, it's also our flowers, just showcasing their beauty.
Well, this year's theme, Life After Fire, is both visually striking and deeply emotional because of where the inspiration came from. So to win for an exhibit that really was encapsulating what people lost in those fires, what inspired your concept? So after, I actually had a different design in my mind to take to Chelsea this year. And when we had all the fires in the Cape, I decided to change the design to reflect on the fires that we had. And for us as humans, it's quite a scary thing. It's a devastating thing, and something that, you know, it's not great for all the farmers and their losses. But there's also a different story to the fire in regards to from the perspective of the fynbos. So fynbos do need fire every 10 to 15 years to go through. And we live in a fire-driven Eden ecosystem here in the Cape. And unfortunately, that's part of it. And all of this fynbos and proteas and this beauty that we have coexisted with fires for hundreds of thousands of years, long before we've even been here. So it is a balance that needs to be had. And without the fires, we won't have the biodiversity that we have in the Cape, but we are so famous for our flowers. So it's quite important. So I just, with this design, with its striking harshness on the one side of the fire and the more soft on the other side, I wanted to evoke the feeling of destruction, but at the same time tell the story from a fynbos perspective. Yeah, so absolutely kind of changing the association of fire being something that is only associated with destruction and kind of telling a different story. What is the message that you were hoping that visitors would take away when they see the exhibit? Well, there are quite a few messages. Booked full. So I just want to, first of all, I want to get people to come to South Africa and for the green tourism industry. We have such incredible places like Grootbos where you can go on safari vehicles, not to see the elephants, but to go and see flowers. All the small things, flowers, insects, amphibians, and birds. That's what the Cape is so famous for. Secondly, is also to promote our cut flower industry. And we have so many communities that are dependent on that industry. And there are a lot of countries that are taking it away from us, like Australia and Hawaii and Spain, growing proteas on huge scales. And we still have so much more to give, so much more varieties and species to give the world as cut flowers, and get them in the flower farms. So promoting our local flowers for the cut flower world and then the green industry. I'm so glad you mentioned the proteas because this display featured around 20,000 protea stems, thousands of burnt branches, orchids and indigenous bulbs. How complex was it to bring all of these elements together and also logistically to get them to London? Yeah, I never thought I'd be in logistics, but that's quite a part of the job. So we start about 6 months before starting to collect the flowers, not collect it physically, picking it, but going to all the different farmers. And the farmers are all the way from KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Western Cape, up in Northern Cape. And to logistically get everything together, all the farmers need to pick at the same day, at the same time, put it in 2 to 4 degrees, get it to the airport, needs to get checked 4 times before I open the boxes in Heathrow. But every year we get a curveball. We never know what it's going to be. There's always something that we don't prepare for. And this year it was the weather. And you cannot pick a protea when it's wet, because by the time a week later, I get the flowers once they're picked. If they were wet or moist, by the time I open the box, they will be blackened by mold. So all the farmers told me, Leon, we can't get you any flowers. It's just that storm was just raging in the Cape. And panic kind of set in because there's nothing else we can do. We don't have flowers. Yeah. I don't want to plant roses in the garden. So we had like a 12-hour period where the storm let a little bit, and some of the farmers, not all of them, could pick us some flowers and try their best to dry them. And so that's how we did it. So every year there's a curveball, gives me a bit of gray hair, but it worked out beautifully, and the farmers are always there to support us. So we're very thankful. How do they feel about the win? Because, I mean, they've played quite a big role in these awards that you've won.
It's a massive role. I mean, it's their flowers. It's the only place on earth where so many of our indigenous protests come together at one time. I always compare it to a big cake. The chef's making his beautiful cake, but he needs all the ingredients. And for that moment, all the ingredients, from the baking powder to the meal to the sugar, everything comes together in one point. And that's the same with us at the fynbos. Nowhere else on earth at one point is so many species of proteas and cutflowers and fynbos together at one place. And that's very, very special. Leon, this has been such a fantastic and eye-opening interview. I wish I could speak to you for another 20 minutes, but congratulations again. Thank you so much for joining us this morning. I'm sure you're very busy carrying all those awards from the Chelsea Flower Show. We would love to have you on again. Dassie en Robbie Wessels het ook hierdie week omkuier. So, bly ingeskakel. 'n bakkie, 'n visstok, 'n daktent en 'n mannenaweek. Dit klink sommer reeds soos die perfekte resep vir 'n lekker kuierliedjie. Dassie en Robbie Wessels het hierdie week omkuier om te gesels oor hoe hulle kragte saamgespan het met Koop vir jou 'n bakkie. Op die voorstoep sit die ou man, trek geduldig aan sy pyp. Kom sit 'n bietjie nader, dat ek jou in jou oë kan kyk. Wanneer jou vrou daar binne, sy maak my oud en grys. Kom luister na my storie, kom ek maak jou bietjie wys. Elke ou man kort 'n speelding om gelukkig te bly. Elke ou vrou kort 'n naweek, alleen by die huis, so los haar by die huis. En koop vir jou 'n bakkie, sodat jy versien kan ry. En koop vir jou 'n daktent, om die naweek in te bly. Koop vir jou 'n visstok, met hoek en haas en lyn. Koop vir jou 'n koelbox, en maak hom vol met wyn. Dus weer gelukkig gaan bly, en sy as sy gaan kry. Los maar vir mama, met 'n smile op haar gesig. Ons blomme op altyd, en hou haar in gelig. Van wie, wat en waarheen jy die naweek gaan. Gooi net weg jou slippies van wat alles kos. Druk het in jou broeksak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles kos. En koop vir jou 'n bakkie, sodat jy versien kan ry. En koop vir jou 'n daktent, om die naweek in te bly. Koop vir jou 'n visstok, met hoek en haas en lyn. Koop vir jou 'n koelbox, en maak hom vol met wyn. Dus weer gelukkig gaan bly, en sy as sy gaan kry. Kan jy nie koop nie, liefde is meer werd as geld. Jy kort nie tekkies om te draf nie, maar dit sal jou help, dit sal jou help. En koop vir jou 'n bakkie, sodat jy versien kan ry. En koop vir jou 'n daktent, om die naweek in te bly. Vir jou 'n visstok, met hoek en haas en lyn. Koop vir jou 'n koelbox, en maak hom vol met wyn. Dus weer gelukkig gaan bly, en sy as sy gaan kry. 'n bakkie, 'n visstok, 'n daktent en 'n lekker naweek saam met die manne. Dit klink sommer ons klaar na daai perfekte resep vir 'n
kuiertjie uit die boonste rakke. En dis presies wat ons kry in die splinternuwe enkelsnit. Koop vir jou 'n bakkie, soos wat jy hom sopas beloer en geluister het van Dassie en Robbie Wessels. En man, dis so lekker dat julle saam kragtig gespan het en met hierdie lekker sang vorendag gekom het. Welkom ook manne. Dankie man Pieter. Lekker om hier te wees. Dassie, kom ons begin sommer by jou. Is ek reg as ek sê koop vir jou 'n bakkie, kom eintlik half uit die huis uit? Ja, vertel vir my. So dit gaan oor my ma en my pa. My pa is baie lief vir visvang en weggaan en goed en hy is altyd so versigtig om my ma te vra om weg te gaan. Meanwhile, elke keer as hy vra, sê net asseblief vat jou goed, gaan net die naweek. Ek wil 'n bietjie series kyk en by die huis wees en rustig wees. So ja, dit's maar net samevatting van dit. Sy is eintlik baie bly. Sy sal dit nooit eintlik te kenne gee nie. Ja, baie. Robbie, en is lekker. Ek meen julle altyd is lekker bedrywig en besige goeters, maar hoe gebeur dit toe nou? Het julle saam vir 'n naweek bietjie gaan visstokke uithaal of hoe dit gebeur? Wel, dit het nou so gevoel met die musiekvideo asof ons dit nou gedoen het, jy weet, maar nee, Dassie het my 'n boodskap gestuur op 'n stadium gesê hy het hierdie lekker sang wat hy geskryf het. Kyk, toe ek hom maar eerste keer hoor, toe sê ek nee, ek is in. Dit klink amper dieselfde, jy weet, baie van nou Dassie se stories voel vir my nogal in my kraal en ek het dadelik ja. Julle deel daardie stories. En hoekom dink julle dis ook 'n liedjie wat almal mee gaan identifiseer, nie waar nie? Ja, wat absoluut. Manne en dames, manne oor die lekker daarvan, die dames seker ook maar vir hulle lekkerte van nou soos alleen. Nee, kyk, ja, absoluut, maar ek dink sekere dames daar buite wat seker ook van kamp hou, maar man seker meer, maar ja, hierdie is so lekker kamp, buite lig, jy weet, 'n adventure tipe sang. Ja. En ook, jy het glad nie geskroom nie, ek meen nou, Dassie, jy het geweet, hy hou van sy stories en om het te verwoord. Ja, kyk, dis eintlik vir my half 'n groot full circle. Ek het groot geword met Robbie se musiek en is baie geïnspireer deur sy humoristiese skryfstyl en goed soos dit en dis maar waar dit vandaan gekom het en ek het aanvanklik die liedjie vir hom geskryf maar toe besluit kom ek vat 'n kans en kyk of die ou nie lus is om dit saam met Sal jy dit saam met my doen? Ja. Dit is so voorreg hoor en ek sê vir Dassie, ons sit daar by die see in Struisbaai waar ons die video geskiet en ek sê vir hom dit is die heel eerste keer wat ek nog ooit 'n musiekvideo by die see skiet. Wat 'n voorreg om dit saam met Dassie te doen daar in die pragtige Struisbaai. Eintlik dink hy jy moet maar meer met sulke gedagtes vorentoe kom. Asseblief. Dassie, ek gaan hierdie song saam met jou sing, maar waar neem ons hom op? By watter see doen ons dit? Ja. Dassie, jy is ook maar in die bakkie omgewing, jy weet, as jy nou nie op die verhoog goeders die 4x4 bedryf en so aan, vertel. Ja, ek het 'n besigheid saam met een van my goeie vriende, Van Ventures, four-wheel drive en outdoor, wat ons spesialiseer in Land Cruisers. Meeste van die bakkies in die video het ons was betrokke by die bou van die bakkies en goed soos dit. So ja, dis 'n groot deel van my lewe is die kamp en 4x4 en alles met wat saam met dit gaan, ja. Maar ek moet vir beide van julle hou van die humor aanslag as julle liedjies en so skryf, maar elke liedjie het tog altyd 'n dieper betekenis, nie waar nie, Robbie? Met jou goeders, Dassie, met jou ook. En dieselfde ook wat hierdie liedjie aanbetref, nie waar nie? Ja, absoluut. Jy weet ou Dassie in die bruggedeelte van die sang, jy weet, dit is vir my nice as hy altyd so 'n bietjie van 'n boodskap is. Dis tongue in cheek, want ek het gesien ook, jy weet, ons het daar in Struisbaai, ons een aand vir die manne sommer gesit en sing daar by 'n huis. Toe besef ek ons het eintlik maar baie dieselfde humor. Humor sin, jy weet. So, dit is lekker. Ja. En dit is tog die humor wat 'n ou partykeer 'n bietjie laat vergeet van die realiteit, my herinner aan wel ek sit nie alleen met my probleme of met my dinge. Absoluut. Ek dink as jy mense kan kry om te relate met die liedjie en mense wat party mense dink ek voel dit dis nie normaal om te wil weggaan 'n bietjie en te wil wegbreek en goed soos dit en om dit op jou eie te gaan doen, bedoel ek, maar op die einde van die dag is dit jy moet uitkom en jou ding gaan doen ook, voel ek. Dis 'n party 3 se crowd, manne, ek het gesien julle twee was nou daar, so daar is 'n derde plekkie vir my, so asseblief, ek kan saamgaan met die volgende een. Rob, net so vinnig, waar gaan ons hierdie liedjie kan sien en hoor? Man, nou Pieter, hy is op al die streaming platforms obviously nou beskikbaar, jy weet, so die manne kan hom luister op Apple of Spotify en dan moet hulle net ek en Dassie se Facebook en se socials dophou wanneer ons hom saam gaan doen op 'n stage. Ons sal julle dophou, maar ek weet hy kom eerskomende Vrydag uit. So ons kan nie wag om hom te sien en te beleef nie. Maar manne, of dit nou hierdie Vrydag uitkom of al uit is, ek kan nie meer onthou nie, maar die musieke oorstroom vir ons en ons is bly julle het dit met ons gedeel. Lambert's Baai is dalk die volgende een waar ons 'n bietjie kan gaan. Dit sal lekker wees. Dit sal lekker wees. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle maandagooggend weer, 6:00 op VIA.